Sê goeiemôre, hier is ons alweer, dit is Sondag, dit is 11:30 en dit beteken julle is ingeskakel hier op die program Herleef, saam met my Cornelius Lou, en soos ek elke Sondag sê, is dit vir ons 'n absolute voorreg om aan die kant van die skerm te kan sit en woord met julle te kan deel, maar vanoggend gaan ek nou nie baie lank besig wees voor ek in die woord in beweeg nie, want daar's baie inligting wat ek met julle wil deel, en ek is net bang ons tyd gaan so 'n bietjie uithardloop, as ek nou 'n bietjie baie praat hier voor ek nou die woord moet ingaan. Nou van julle, of die van julle wat weet, wat laas Sondag ingeskakel was, sal weet dat ons het gepraat oor keuses uit die boek van Deuteronomium. Ek dink dit was daar uit 30 vers 13, as ek reg kan onthou. En ons het gepraat oor om die regte keuses te maak en die belangrikheid daarvan om die regte keuses te maak. En julle sal onthou dat ons het gesels oor dat God se perfekte wil of sy perfekte plan oor ons lewe. Onthou, hy gee vir ons die vrye wil, hy gee vir ons die vrye wil om die regte of die verkeerde keuses te kan maak. Maar sy perfekte plan, die perfekte wil vir ons lewens, is dat ons die lewe moet kies en nie die dood nie. En vandag wil ek so 'n bietjie aangaan daaroor, en ek wil my tema maak om kies om die lig te wees. Maak die keuse om jou lig te laat skyn. Dit is ons tema van vanoggend, en dit kom daar in die boek van Johannes 1 vers 5. So as jy die woord of die Bybel voor jou het, gaan ons sommer nou dadelik daarin. Dit is 'n baie kort skrifgedeelte, maar ek weet daar's baie wat die Here vandag vir ons wil openbaar uit hierdie kort skrifgedeelte uit. Johannes 1 vers 5, en dit sê vir ons dat die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou soos ek sê, ons tema van vandag is, maak die keuse om jou lig te laat skyn. Vader, baie dankie weer eens, net vir die geleentheid wat ons het, om woord met die kinders te kan deel, en vanoggend is my kort gebed net weer eens, Here, dat U deur die Heilige Gees beheer sal neem oor my lippe, Here, dat wanneer hulle luister na dit waaroor ons gesels, Here, dat hulle U sal sien en dat U verheerlik sal word hierdeur, en dat hulle nie vir my raak sien nie. Vader, vanoggend bid ek ook, Here, dat die Heilige Gees sitplek tot sitplek, hart tot hart en verstand tot verstand sal aanraak, en sal besoek, Here, na elkeen wat luister na die woord. En vanoggend bid ek, Here, dat ons harte sal oopmaak om te ontvang dit wat U deur die onfeilbare woord met ons wil deel. En ek bid dit vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Nou soos ek gesê het, vanoggend gaan ons aan waar ons laasweek opgehou het oor keuses, en ek wil net dit bybring, dis baie belangrik om dit te onthou voor ek vergeet. Wanneer ons 'n keuse maak, onthou ons het laasweek het ons gesê dat 'n keuse het een van twee reaksies. So wanneer ons kies om die regte keuse te kan maak, kan dit ons of nader aan God bring en lewe gee, of jou verkeerde keuses kan maak dat jy weg beweeg van die Here af, en dat dood oor jou lewe kom, dat dood oor jou, dat jy geestelike dood sal ervaar. Nou dit is, ek wil net hê dat julle dit daar agter in julle gedagtes moet hou, wanneer ons nou vanoggend gaan nie soveel van 'n preek wees nie, dit gaan nie 'n boodskap wees nie, maar dit gaan so 'n bietjie Bybelskool wees, dat ons kan verstaan hoekom dit belangrik is om ons lig vanoggend te laat skyn, en die keuse wat ons moet maak om ons lig te laat skyn in hierdie donker wêreld. Jou voete los die spore van die waarheid vir almal agter jou. Wie sal hy kan stuur om sy lig te wees? Wie
vandag sodat almal Jesus in jou oë kan sien. Sal hy jou kan stuur om sy lig te wees? Is jy bereid om die sout vir die wêreld te wees? Staan op en kom, wees lig. Wees 'n lig wat in die donker skyn. Lig, laat die duisternis verdwyn. Wees lig, soos 'n lamp wat lig verander gee. Lig, wees lig, elke tree. Wees lig, wees 'n lig wat in die donker skyn. Lig, laat die duisternis verdwyn. Wees lig, soos 'n lamp wat lig verander gee. Lig, wees lig, elke tree. Lig, wees lig, elke tree. Soos ons gesê het, ons tema vir oggend is, maak die keuse om jou lig te laat skyn. Laat jou lig skyn, en ons het dit gelees nou in die boek van Johannes 1 vers 5. En ek wil vandag begin om deur vir julle te sê dat in die huidiglike wêreld wat ons in lewe, soos ons nou na die wêreld kyk, ervaar ons huidiglik dat dit is so gevul met duisternis. En wanneer ek praat van duisternis, wanneer ek praat van hierdie donkerte, so tong in die kies, wil ek vir jou sê dat ons praat nie huidiglik oor die toestand van ons elektrisiteit, veral in Suid-Afrika nie. Ons praat nie van die toestand by Eskom nie, ons praat nie van load shedding nie, maar ons praat van hierdie geestelike duisternis wat ons ervaar, en baie keer ervaar ons hierdie duisternis in ons lewe as gevolg van die keuses wat ons maak. En as gevolg van hierdie keuses wat ons maak, sit ons vandag in 'n posisie van wanhoop, hartseer en twyfel. As gevolg van die keuses wat ons gemaak het. Maar wanneer ons na die woord van die Here kyk, word ons herinner dat ons is geroep om ligdraers te wees van God se woord eerstens in hierdie donker wêreld wat ons heiliglik in woon. En baie keer wanneer ons praat oor, of as ons hierdie skrifgedeelte lees, dan verstaan mense nie wat dit beteken wanneer ons sê jy moet jou lig laat skyn nie. Dit klink vanoggend baie eenvoudig, maar ek weet, soos ek gesê het, hierdie is nou nie veel van 'n boodskap of 'n preek vanoggend nie, maar dis meer van 'n teaching. Ons het so 'n bietjie Bybelskool vanoggend, en dit is op 'n aanleiding van die boodskap van laasweek toe gesels het oor keuses. Nou onthou, laasweek het ons gesê dat keuses het die reaksie om jou of maak, afhangende van die keuse wat ons maak, het dit op 'n manier om jou nader aan God te bring, nader na die lewe toe, of die verkeerde keuses wat jy maak, het 'n manier of 'n reaksie om jou weg te neem van die Here af. En op die einde is die resultaat daarvan dat jy geestelik doodgaan. Nou, vanoggend gaan ons so 'n bietjie kyk na wat die Bybel sê, wat dit beteken, en ons gaan net so 'n bietjie kyk na die hoofgedagte wanneer ons praat oor laat jou lig skyn. Nou, as ons gaan kyk van in die boek Matteus 5 vers 14, gaan vir julle net so 'n tydjie gee om daar uit te kom. Matteus 5 vers 14 lees ons, Matteus 5 vers 14 tot 16 lees ons, en dit sê, julle is die lig vir hierdie wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek niemand 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig
so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader, wat in die hemel is, verheerlik. Nou wanneer ons kyk na hierdie woorde in die boek van Matteus, sien ons dat dit is 'n kragtige oproep, dit is 'n kragtige en 'n dringende oproep aan elke gelowige, aan elkeen wat sê dat hulle is 'n kind van die Here, om 'n instrument van God se lig te wees, om jou lig te laat skyn. Luister mooi, God roep ons, hy roep ons, elkeen wat sê hy is 'n kind van die Here, om 'n instrument van God se lig te wees. En daarom kan ek vandag vir jou sê dat ons as kinders van die Here het in vandag se tyd 'n baie groter verantwoordelikheid om in ons dade en ons lewens God te weerspieël. Daai klink 'n bietjie baie hard vanoggend. Alles wat ons doen, alles wat ons oor praat, alles wat ons na luister, alles wat ons na kyk, elke liewe daad wat ons doen in ons lewens, moet God se goedheid weerspieël. Nou vanoggend het ek weer so 'n paar punte, soos ek gesê het, ons hou vanoggend so 'n bietjie Bybelskool. Hierdie is nie veel van 'n preek of 'n boodskap nie, maar ek weet dat iemand gaan vanoggend iets hier uitneem en iets hier uitleer. En die eerste punt wat ek op wil fokus, soos ek vanoggend gesê het, is dat God is die bron van ons lig. As die Bybel sê dat ons moet die lig wees in die duisternis, die lig het 'n bron nodig en God is daai bron van ons lig. En vanoggend wil ek vir jou sê, dit is baie belangrik dat ons moet besef dat wanneer ons lig skyn, wanneer ons lig skyn van wie God is, ons kan nie hierdie lig uit ons eie uit skep nie. Hierdie lig wat ons verteenwoordig, hierdie lig wat ons reflekteer na buite, is nie iets wat ons uit onsself kan skep nie. Maar dit is eerder iets wat ons ontvang van die Here af. Onthou, ons het gesê, God is die bron van ons lig, en ons gaan lees dit daar uit die boek van Psalm 27, vers 1, wat vir ons sê, en dis Dawid wat hier in die woord is, en hy sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? Psalm 27 vers 1, Dawid is hier in die woord, hy sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? En wanneer ons na die skrifgedeelte kyk, word ons herinner wie die bron van ons lig is. Ons word herinner waar dit vandaan kom vir ons om dit te kan skyn in hierdie wêreld. En dit herinner ook dat ons in sy teenwoordigheid gevul moet word met sy helderheid. Onthou, dis God se lig wie ons moet skyn. So ons moet deur die woord van God, deur die Heilige Gees, gevul word om hierdie lig na buite te kan skyn. En hoe meer jy in die woord ingaan, hoe meer jy in jou binnekamer ingaan, hoe meer jy in gebed tree, hoe sterker word daai lig wat jy skyn. En ongelukkig is dit ook so as jy, hoe verder jy van God af beweeg, hoe minder Bybel jy lees, hoe minder jy in die woord indelf, hoe minder tyd jy in gebed tree, hoe dowwer gaan jou lig op die einde van die dag skyn. Nou punt nommer 2 wat ek op wil fokus is dat God het hierdie lig vir ons gegee om in die donker te gaan laat skyn. Die bron wat vir ons die lig gegee het, die doel daarvan, omdat hy dit vir ons gegee het, is om dit in die donker te laat gaan skyn. Punt nommer 2 wat ek op wil fokus is dat skyn jou lig in die donker. Ons tweede fokus, ons tweede punt wat ek oor wil gesels is dat die bron wat vir ons die lig gee om te laat skyn, wil hê dat ons dit in die donkerte moet gaan gebruik. En wanneer ek dit sê, wil ek byvoeg en ek wil vir jou noem dat God roep ons nie net om ons lig slegs te gaan skyn in die maklike omstandighede nie, in die goeie omstandighede nie, maar ons word geroep om hierdie lig
te laat gaan skyn in die donkerste gedeeltes en ook die moeilikste tye. Filippense 2 vers 15 sê vir ons, sodat julle onberisplik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Nou wanneer ons na die skrifgedeelte kyk, wil ek daar byvoeg dat ons, basies wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê, is dat ons is geroep, ons is uitgekies om uit te staan. Ons is in vandag se tyd geroep om uit te staan, om hoop en geregtigheid. Ek wil hê julle moet daai twee onthou. Ons is geroep om uit te staan in die donkerte as die lig, om hoop en geregtigheid te bring waar dit ontbreek. So ons is geroep om dit te gaan vul waar dit nie is nie, om die Here te gaan verteenwoordig in die donkerste. Onthou, ons het nou gesê, nie net in die goeie tye nie, nie net in die moeilike omstandighede nie, in die maklike omstandighede nie, maar ook in die moeilike omstandighede. Kom ons kyk gou daarna punt 3 wat ek hier neergeskryf het om met julle te deel. En die opskrif daar sê dat lig skyn deur julle goeie werke. Of ek kan dit anderste omsê en ek sê, as gevolg van jou goeie werke, skyn jy die lig van Jesus Christus. Nou, Jesus sê vir ons in die woord, hy sê vir ons in Matteus 5, dat ons lig sigbaar moet wees. Ons lig moet sigbaar wees deur die goeie werke wat ons doen. En wanneer ons ook kyk na Jakobus 2 vers 26, herinner ons dit daaraan dat geloof, die geloof wat ons het, sonder werke is dood. Die geloof wat ons as kinders van die Here het, as dit is sonder werke, is dit dood. Nou, wat beteken dit? Basies eenvoudig, ek wil vandag dit baie eenvoudig hou. Al wat dit beteken is dat wanneer jy jou lig skyn, beteken dit om ander te dien. So wanneer, hoe meer jy mense dien, hoe meer skyn die lig van Jesus Christus. Jy bemoedig ander. So eerstens het ons gesien, jy dien ander. Dit is die eerste manier om jou lig te laat skyn. Jy bemoedig ander. Jy dra by met liefde en geregtigheid. En veral in ons gemeenskap, dit maak nie saak waar jy is nie. Kan in jou gemeenskap wees, dit kan by jou werk wees, dit kan in jou gemeente wees. Onthou wat ons net gesê het, nie net in die maklike tye nie, nie net in die goeie omstandighede nie, maar ook in die slegte en die donker omstandighede. Nou, om jou lig te laat skyn, wanneer ons sê dat kinders van die Here moet hulle lig skyn, is dit nie 'n aksie nie. Dis nie 'n aksie nie. Ek wil hê ons moet beklemtoning daarop lê. Wanneer die Here ons roep om ons lig te laat skyn, moet ons vandag besef dat dit is nie 'n aksie nie, maar dit is 'n manier van lewe. Dit is 'n manier van lewe. Wanneer die Here jou vandag roep om te sê jy moet jou lig in die donker te gaan skyn, is dit 'n manier van lewe. En wanneer ons dit doen, doen ons dit nie vir ons eie glorie nie, nie tot eer van ons self nie, maar om God te verheerlik. En soos ek gesê het, hierdie is 'n baie kort boodskap wat ek vanoggend vir julle gee, en ek wil vanoggend afsluit met die volgende, en ek wil vir jou sê, wanneer ons lig skyn, ons het nou daaroor gepraat, wanneer ons lig skyn, weerspieël ons wie God is. En op hierdie manier, net op hierdie eenvoudige manier om jou lig te laat skyn van wie hy is, help jy om die duisternis in ander mense se lewens te verdryf en ons 'n bietjie lig in hulle lewe ook te bring. Ek wil volgende afsluit en ek wil vir jou sê baie dankie vir elkeen van julle wat pligsgetrou elke liewe Sondag inskakel om te luister na dit wat ons hier doen. Ons saai uit elke Sondag om 11:30, elke Sondag om 11:30 kan julle so 'n bietjie luister hier na die woord wat ons gee op Kruiskyk TV. En ek wil net baie dankie vir julle sê vir elkeen van julle wat boodskappe instuur.
Julle is meer as welkom, ons nommer sal soos altyd hier onder op die skerm verskyn. Julle kan vir ons 'n WhatsApp stuur daarna 064 501 9558 en soos ek altyd sê, ons vertrou die Here saam met jou vir dit wat jy die Here voor vertrou en ons tree saam met jou in gebed in. Maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is nie. Vader, baie dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here. Help ons vandag om u ligdraers te wees. Here, gee ons die moed en die wysheid om in donker tye helder te skyn en om altyd u naam te verheerlik deur ons woorde en deur ons dade. En ons bid dit vanoggend in die wonderlike naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. Nou ons sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV en mag jy 'n geseënde week ervaar en mag jy onder die bonatuurlike beskerming van ons Jesus Christus beweeg. Ons sien julle volgende week.